Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Baie welkom en baie dankie dat julle vanoggend na ons byeenkoms toe gekom het. En ek glo dat jy die vrede en die rus vir jouself sal vind, wat jou sekerlik onder andere ook gebring het daarby om vanoggend hiernatoe te kom. Ons byeenkomste is vir my 'n plek van stilte en vrede. En so 'n bietjie by mekaar kom hier in jou kop. So mag dit vir jou baie goeie paar minute wees wat voorlê en baie dankie aan Claudia en Chris vir die pragtige musiek. Kom ons gaan luister na.
Jesus het swaarduitsprake gemaak. En hierdie swaarduitsprake het nogal eienaardige gevolge gehad onder sy volgelinge en ook die teenstanders van sy volgelinge. Maar ek moet eers vir julle die agtergrond skets waarteen hierdie uitsprake kom. In een van die profete in Micha word die mens Israel, en dis vir my tekenend van enige sosiale konteks, beskryf as so verwronge en so immoreel en sosiaal aan die sondig teenoor die sisteem en mekaar, dat daar verdeeldheid is en dat jou vyande in jou eie huis bly. Daar's 'n ander plek waar daar gesê word, jy moet nie jou vrou langs wie jy lê vertrou nie. Jy moet niemand in jou familie vertrou nie, want die verdeeldheid het so diep sy inslag gevind, dat 'n mens eintlik nie meer vyande nodig het nie, want jou vriende en jou eie mense vervul daardie rol. Dis baie tekenend van die mens. In 'n ander profeet word daar geskryf dat Israel, wanneer dit met hulle goed gaan en die wingerd dra baie druiwe, dan gebruik hulle hierdie opbrengs om hulle eie altare te bou. En indien daar nog 'n beter opbrengs kom, dan gebruik hulle daai rykdom om vir hulle pragtige klippilare te bou. Dit is vir die eie kultus, vir die eie strukture, vir die laartrekmotief, ons en ons mense, ons en ons God, ons gebruike, ons sosiale sisteme, ons kodes, ons rituele, ons godsdiens. Dat ons alles wat ons kry en wat ons vermag inspan om dit uit te bou. Dis ons en ons is uiteraard afgeskeie van hulle daar, die hulle. Dis verdeeldheid. Die konteks waarin die wêreld bestaan. En dis vandag steeds so, en ek en jy hoef net vandag so 'n bietjie televisie te kyk en Netwerk 24 dop te hou, dan weet ons dat die wêreld is immer so verdeeld as wat dit maar altyd was. In hierdie konteks klink dit asof Jesus iets nuuts aankondig, wanneer hy met sy disippels praat en hy vra vir hulle letterlik 'n week voor sy dood, het julle swaarde. Hy sê, en hy echo eintlik dit wat hy op 'n ander plek reeds gesê het, waar hy sê, ek het nie gekom soos julle dink om vrede te bring nie, maar die swaard. En dan haal hy die profeet aan, Micha, wat gesê het, dat die verdeeldheid is sodanig dat 'n seun sal sy pa beledig en teen hom opstaan. 'n Dogter sal teen haar ma opstaan. 'n Skoondogter sal teen haar skoonma opstaan. En hierdie keer is dit nie omdat hulle wil kyk wie gaan by die VLV die beste koek gebak kry nie. Dit gaan oor wat hulle glo.
Die wêreld bestaan uit soveel mense, soveel oortuigings, soveel groeperinge, soveel gelowe. Die oomblik wanneer ons die lewe dophou, dan gaan ons na boeke toe en ons skryf neer en ons het ons waarnemings en ons het ons formules en ons sê dis hoe dit werk. En dan leef ons met die swaard en die skede. Jesus het gesê, ek het gekom om verdeeldheid te bring, maar hy het eintlik net die status quo vir ons weer onder oë gebring. Want verbatim haal hy vir Hosea aan in daai herhaling, in daai aanhaling. En hy sê, dis hoe die wêreld waarin ons leef lyk. En wat julle nie weet nie, is dit gaan nie beter word as gevolg van my teenwoordigheid, my boodskap, wie ek is nie. Want dis wat julle mense doen, met enige iets wat vir julle gesê of geleer word, of met enige leiersfiguur. Julle sit die verdeeldheid voort. 'n nuwe gesig, 'n nuwe ideologie, maar die verdeeldheid is niks nuut nie. En ons weet vandag dat dit is presies wat rondom Jesus gebeur. Ons weet vandag dat mense volg hierdie ethos, dis byna asof dit die wagwoord is om deel te wees van die Christelike beweging. Maar ek wil vanoggend hê ons moet baie sterk hiermee identifiseer, al sou ons nie Christene wees nie, en ons moenie terugstaan en sê ons praat oor hulle nie, ons praat oor ons. Hierdie is bloot 'n voorbeeld. En ek dink vir ons as renaissansers tokkel dit ook hierdie snaar van ons kom daar vandaan. En daarom is ons nie uitgesluit as dit kom by hoe ons siege werk nie. Behalwe daarvoor dat ons deel is van Homo sapiens, en Homo sapiens is 'n verdelende spilletjie, is ons ook, ons herkoms ook Christelik van aard, en ons het met ons moedersmelk die ons en hulle ingekry. En ons het ook geleer wat die Christene vandag as 'n wagwoord voorhou. Jou wagwoord is, wat glo jy? In hakkies oor Jesus. Ek vul daai hakkies vanoggend met enige iets anders. Wat glo jy hieroor? Of daaroor? Want dit verdeel. En hy het vir hulle gesê, julle gaan nou groot moeilikheid te wag te wees, want wat ek gedoen het is, ek het gekom en ek het die terrein van die aarde betree, waar hierdie mensdom so daarvan hou om laer te trek, en julle gaan sien hoe dat daar nou weer eens rondom my en my woorde laer getrek gaan word. En dit word geregverdig. Ons soek almal 'n saak waarvoor ons kan opstaan, waarvoor ons onsself kan bewapen, waarvoor ons aktivisties kan wees en wat ons voor kan veg. En nie anders was dit gewees met Jesus nie. Wat hulle doen is dit. Hulle dink hulle hoor hom. Niemand het hom werklik gehoor nie. Wat sê hulle? Hulle sê vir Jesus, jy moenie bekommerd wees nie, kom ons tel gou die swaarde hierso, en hulle sê, ons het 2. En hy sê dadelik vir hulle, wag, julle sal okay wees, want hy het vir hulle gesê, julle moet sorg dat julle reissakke het, en as jy 'n kleed het, en jy het nie 'n swaard nie, moet jy liefst daai kleed gaan verkoop, en met daai geld vir jou swaard koop, want julle gaan moeilikheid kry. En hulle sê, nee, maar okay, ons het 2 swaarde, en dit lyk asof hy die intensiteit laat bedaar, en hy sê, 2 swaarde is genoeg. En dan spring ek na die plek waar hy gearresteer word, deur die hoëpriester, een van sy knegte, Malchus, en hier staan Petrus toe nou met sy swaard. En toe Malchus net dink hy stel homself teen Jesus op, en hy wil hy boeie uithaal, toe verloor hy oor met hierdie swaard. En hierdie selfe Jesus wat nou gesê het, hoorie, hier kom moeilikheid en julle moet julle self bewapen, en ek is bly hier staan ten minste 2 swaarde, en as jy klere het en nie 'n swaard nie, gaan ruil die een vir die ander. Hier kom hy en hy sê vir Petrus, een van die evangelies,
en van die nuwe vertaling sê dit, hey, dis nou genoeg. Kyk hy so vir Petrus, dis nou genoeg. Steek daai swaard van jou terug waar hy hoort, want hy wat die swaard opneem, sal van die swaard sterf. En hy vat daai oortjie uit die grond uit, en hy plak hom terug waar hy hoort, hy sê sy abracadabra, en daar is die man se oor heel. Sjoe, hoe verstaan ons nou? U het vir ons nou gesê, ek hoop julle het swaarde, hier kom moeilikheid. U het eintlik gesuggereer ons gaan wapens nodig hê, hier word u bedreig oor wie dit gaan, en al wat ek doen is, ek staan op vir u, ek tree in die bresse. En die verwonding wat ek hier pleeg, kom herstel u. Ons vyand, daai een daar buite, daai een teen wie ons nou paraat opgestel is, u kom maak die skade wat ons aan hom doen, ongedaan. Ja, nou is hier 'n ongelooflike verwarring. Want die kop waarbinne Petrus en almal daar leef is, in wie se span is jy? En dis die storie van die mensdom. In wie se span is jy? En dit het hiermee te maak, en ek spring na 'n ander beeld toe. En dit is die beeld van die boom van kennis. En ek stel hom op vanoggend teenoor die boom van lewe. Ons kry om die dood toe dit nie maklik reg om in die boom van lewe in te klim en in sy takke rond te sit en vir mekaar vrugte aan te gee nie. Omdat ons kognitief is dit een van die moeilikste goed vir ons, om uit daai plek te kom waar ons na mekaar kyk, sonder die filters van die brein, die oortuiging, dit wat jy dink, dit wat jy glo, hoe jy dinge sien, en wat jy gehoor het, toe die groot Indunas gepraat het, toe die stemme van wysheid gepraat het, wat het jy gehoor, en ek wil weet, of dit dieselfde is as wat ek gehoor het, want in hierdie boom van kennis swaai ons soos wafferse apies met heerlike egos, baie energiek in die takke rond, en ons kry nog 'n kursusie, nog 'n dingetjie, nog 'n stelling, Ek het nog 'n kursus gedoen en ek weet beter as jy. Ek weet verseker. Dit word baie meer van 'n weet ding. En dis waar hierdie verdeeldheid hoofsaaklik vandaan kom. Want die polsing van 'n gedeelde hartklop, die polsing van 'n empatiese aanvoel van jou lewe, wat jy van jou lewe maak, die stryd wat jy het met die singewing en die verstaan van wat hier aangaan, sal 'n empatiese ding wees dat al lyk die stories verskillend, die hartklop is dieselfde ding, ek ken dit, dit begrond alles en dit bind my aan jou. Maar ons gaan kop toe. En veral doen ons dit met groot dinge van die lewe, die groot temas in die lewe, met politiek. Ons doen dit met religie. Ons gaan kop toe. En dan swaai ons aan daai takke, ons vergeet daar's 'n boom van lewe, ons kies teen die boom van lewe, en ons swaai aan daai takke rond, en ons ego is die hele tyd daar aan die gang, en ons kyk na mekaar met oë wat wil sien of jy sien wat ek sien, en as jy praat wil ek hoor of jy gehoor het wat ek hoor. En as jou ore nie gehoor het wat myne gehoor het nie, en ek kom agter jou brein spoeg 'n ander klomp goed uit, dan kap ek jou oor vir jou af. Ek steek my veroordelende swaard in jou rigting, daai koppie van jou wat nie ore kry nie, wat nie wil verstaan nie, wat nie kan verstaan hoe dit werk nie. Ek kap hom af, want wie dan nie wil hoor nie, moet voel. En dan verstaan ons nie, dat ons buite die sfeer staan en leef van die stem van wysheid. In hierdie geval Jesus. Daai stem is in almal wat ore het om te hoor wat die Gees vir hulle wil sê. Maar as ons daar is, dan staan ons buite daai sfeer.
En ons hoor nie daai stem nie. Ons verstaan nie dat geen wyse stem, geen wyse man of vrou, geen ware geestelike leier het nog ooit behoefte gehad daaraan om verdedig te word as persoon nie. Geen Jesus het nog ooit gevra, neem die swaard op vir my nie. Dis 'n totale misverstaan van wat hy probeer sê. Hy het net probeer sê, dit wat van julle gesê is van Micha se tyd af al aan, is nog steeds aan die gang. En julle dink ek bring eenheid. Julle dink ek bring 'n vereniging. Julle dink ek bring vrede. Julle het dit mis. Die era van die swaard duur voort en ek dra tot die intensiteit daarvan by. Hoe so? Kom ek neem ons na die agtergrond waarteen Jesus praat. Oor waarom hy, hierdie mal man uit die Essene, waarom hy tot die moeilikheid van verdeling op die aarde kom bydra. Waarom hy hierdie verdeeldheid kom verdiep. Israel begin, en ek gaan dit vreeslik eenvoudig maak, in breë trekke. Israel begin, nadat hulle nou as 'n volkie gevorm is, begin hulle met 'n deuteronomistiese wêreldbeskouing. Jy vind dit letterlik in die boek Deuteronomium. Dit beteken dat hierdie God het beloof dat as jy soet is, sal jy geseën word. As jy stout is, gaan jy vervloek word. Jy sal, as jy soet is, boontoe gaan, nie ondertoe nie. Jou mandjie sal vir jou ingeskit wees, daar sal genoeg graan wees, dat jy baie brood kan bak, en as jy nie soet is nie, sal daai mandjie dol leeg wees. Jy sal gesond wees, en as jy stout is, sal jy siek wees, en so aan. Hulle glo vir 'n rukkie in hierdie deuteronomistiese wêreldbeskouing, want dit berus op 'n verbond wat hulle God met hulle het, en hy het 'n kontrak geteken, en hy sal daarby hou, so ons vertrou in ons God se belofte. Maar toe werk dinge nie heeltemal so nie, soos die lewe mos maar is. En toe begin 'n paar skrywers ander goed skryf. Onder andere sê die prediker, jene mense, as ek na hierdie storie kyk, werk hy nie so nie, dinge is baie meer lukraak. Die kinders sou sê random. Hy sê, ek sien hoe 'n goeie mens glad nie die vrug daarvan pluk nie. Hy word beroof, besteel, arm en hy gaan vroeg dood. En 'n slegte mens het 'n wonderlike lewe. En hy gaan met sy volgeëte boepens gaan hy op 'n stok ou ouderdom salig en rustig heen. Hierdie lewe is so lukraak, jy kan nie regtig voorspel nie. Jy kan nie op iets vertrou nie, so my raad aan julle is, geniet jou vrou, geniet jou rooiwyn, eet jou kos lekker, want jy weet nie wanneer is dit alles verby nie. Nou sit die volk met 'n storie van, nou wat vertrou ons nou? Waaruit put ons nou ons sekerheid? En dan kom 'n profeet soos Habakuk, en dan sê hy, okay, al sou die vyeboom nie bot nie, en al sou die wingerd geen vrug oplewer nie, en al sou daar geen beeste in die beeskraal wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel, ek sal my hoop behou, ek sal my vreugde, my lewensvreugde behou, want die Here my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op daai hoë plekke waar ek nou moet stap, sal ek veilig loop. So, goed, die lewe is onvoorspelbaar, maar God se belofte is, ek maak jou sterk genoeg, jy sal dit maak. Dis waar hulle sit. Dit gebeur steeds nie. Israel word aan kettinge om hulle nekke, word hulle met boeie om hulle voete rondgesleep oor daai stukkie aarde in die elefant, van land tot land, elke kort is daar 'n land en 'n koning wat sterker as hulle is, en sleep hulle weg. Hulle lewe wil nie werk nie. Hulle koninkryk hou nie stand nie. Hulle godsdienst en hulle koninkryk is een, maar die twee word so uit mekaar geskeur, want jy kan maar jou godsdienst in jou hart hê, maar as jy nie by jou tempel is nie, dan werk dit ook nie, want jou rituele is weg. Jou heerser is weg. Niks is soos dit moet wees nie. Ons is ontredderd.
En stadig maar seker, begin die profete sê, God sal met hierdie lot afreken, wat maak dat die kontrak vir julle nie werk nie. God sal vir julle 'n koning uit die huis van Dawid opwek. Hy sal in Jerusalem op 'n troon gaan sit en hy sal oor die hele aarde heers en almal sal erken dat julle God God is en almal sal aan julle God in Jerusalem kom offers bring. En dan sal dit goed gaan met die volk Israel. Wag net vir daai Messias. Die Christene hoor Messias, hulle hoor bloed gaan gestort word, bekruis, ek gaan gered word, ek gaan nie hel toe nie, ek gaan hemel toe. Die Israeliet hoor, en hulle hoor dit vandag nog, hier kom 'n koning, gaan op die troon sit in Jerusalem. Dis 'n aardse koninkryk, die hele wêreld gaan aan ons koning en ons God onderworpe wees en leef. En dan is daar 'n verskriklike interessante prentjie. En Jesus gryp terug na die profeet wat dit oorspronklik gesê het en hy herhaal dit en hy sê, en dan wanneer hierdie mense wat aan God offers gebring het, uit die stad uitstap nadat hulle by die tempel was en die offerrituele gepleeg het, as hulle so uitstap, dan sal daar buite die stad sien, hoe lê die wat nie hulle nekkies wil buig voor hierdie God nie, hoe lê hulle daar in brand, maar hulle brand nie uit nie, en hoe eet die wurms vir hulle, maar die wurms kry hulle nie opgeëet nie, ewige pyn. En daar is so 'n toon, 'n ondertoon, maar weliswaar is hy daar van, hulle gaan so 'n bietjie lekker kry in hulle hoofvaardigheid. Wil mos nie, gehoor het nie. Ons is suksesvol. Die wingerd het vrug. Wat doen ons? Ons bou die klipaltare groter. Wat maak ons met die opbrengs van hierdie welvaart? Ons bou ons godsdiens uit, die pilare word mooi gemaak. Ons kultus staan. Ons mense, ons wêreldbeskouing, ons godsdiens, ons lewe, werk. Waarom? Ons is reg. En julle is verkeerd. Dit gaan vandag nog so. Nou, waarom swaai die mens so graag aan die takke van die boom van kennis? Ek dink daar word vandag soveel daaroor gesê. Ek het 2 of 3 weke gelede in 2 rigting met Johan Creer gepraat, daai sielkindedosent wat vir my gesê het, julle dink dit is net in die godsdiens, hy sê selfs in die sielkunde, jy moet sien wat doen westerlinge met Jung, want hulle verstaan nie vir Jung nie, hulle kan nie ten sy konteks na hom kyk nie. Hy sê, julle moet pas op. Hier's iets wat gebeur wanneer ons iets op skrif gestel het. Ons neem waar, ons stel te boek, en as ons hy boek het, dan begin ons buig. En dan kyk ons na die ander mense se boeke, en dan neem ons die swaard op. Hoeveel mense het al tydens 'n Sondagmiddagete die skaapvet laat spat oor mekaar se gesigte, soos wat hulle die virke al swaaiend in mekaar se gesigte druk, oor 'n gebeklei oor die preek van vanoggend. Hoeveel huisgenote, hoeveel mense wat na aan mekaar behoort te wees, het mekaar se hartklop verloor, omdat hulle nie kan verdra, dat iemand anders dink, anders glo en anders leef as ek nie. En dan kom Jesus en die verskriklike ding wat hy doen, terwyl hulle hierdie Messias verwag, en dis hulle grootste hoop, nou daar is daai suggestie dat dit Judas se pyn met hom was, dat Judas agtergekom het, hierdie man gaan nie doen wat ons wil hê hy moet doen nie, hy gaan nie die troon in Jerusalem betree nie, en hy gaan nie daar sit nie, en hy gaan nie vir ons daai dispensasie bring, waar ons uiteindelik in die wenspan gaan wees nie. En sy teleurstelling was dan nou seker onder andere daarmee, daar is sulke suggesties, ek weet nie. Maar die teleurstelling was gewis daar. Jesus, as die apokaliptiese profeet, wat vir sommige dan nou die Messias moes wees, doen nie sy ding nie. Die verwagtings word teleurgestel. En met daai teleurgestelde verwagtings is waarmee die mense sukkel. En toe daai teleurstellings
in hulle wese kom sit en die teleurstelling oor 'n lewe wat moet werk. Ek wil die rostrum bestyg. Ek wil die leer klim. Ek wil daai mandjie hê wat ingeskit is. My lewe moet werk. As die lewe en as jou God jou daar teleurstel, en as jou profetiese voorspellings wat so lank aankom, dan nou nie waar word nie, terwyl jy dit ampertjies voor jou oë sien waar word het, dan praat jy van 'n ongelooflike diep teleurstelling. En Jesus sy hele storie saai amok. Jy sit met teleurgestelde mense en is die teleurstellingskomponent, wat al het sommige van hulle ietsie verstaan van wat hy sê, die teleurstellingskomponent was te sterk. En in steede van genoeg lewe, het die verdeeldheid voortgeduur. Ons weet daai verdeeldheid was baie erg, want ek bedoel, ons hoor iemand soos Petrus is onderste bo opgehang. Ons weet nie of dit waar is nie, maar kom ons sê dit was waar. Daar was definitief geweldig baie lyding onder die volgelinge van Jesus. Maar die vraag is, het die volgelinge van Jesus werklik gehoor wat hulle moes hoor? Want vir 100 jaar roei Christus Jesus se volgelinge mekaar uit. Reg vanuit die staanspoor is die Christelike geloof een van verdeeldheid. Sommige glo hy's God, ander glo hy's half God, anders glo hy's glad nie God nie. Hulle verskil oor hom op meer maniere as wat ek vanoggend tyd het om vir julle te vertel, en hulle val mekaar aan. Hulle brand mekaar se geboue en kloosters af. Hulle roei mekaar letterlik uit en 'n hoofstroom voer die boot toe. En hierdie godsdiens het bloed aan sy hande. En Konstantin was nie 'n klein rolspeler in hierdie proses nie. Jy werk met die swaard. Jy werk met die swaard. En die stem van wysheid se wyse insig breek nie deur om die lewe te gee wat dit moet nie. Elke keer is daar weer julle en ons. Ons is reg, julle is verkeerd. Ons is goed, julle is sleg. Jesus se moeilikheidmakerry het hierby ingekom, dat hy 'n godsdienstige, 'n politiese en 'n sosiale sonde gepleeg het teen die siege van hierdie mense. Godsdienstig het hy die tempel so gekritiseer. Dit was sy laaste daad, die tafels omgegooi in die tempel. Ek weet nie of ons dit mooi besef nie, en dit het gewis aanleiding gegee tot die verhoogde gramskap waarmee hy deur die Jode uitgelewer is. Daai woede teen hom oor hierdie sisteem wat hy net nie wil eer nie. Hy sny deur die sisteem. Hy sny deur hierdie klippilare en hierdie altare en hierdie sisteem wat hulle so vir hulle self opgerig het. En hy probeer die heeltyd sê, sluit in. Jesus het baie sondes gepleeg in hierdie opsig. Jesus sê byvoorbeeld, dat hulle wat julle sê onrein is vir my die mense met wie ek omgang het. Hulle wat julle sê onrein en gediskwalifiseer is, kwalifiseer ek. Die wat julle sê buite moet staan, die armes sê ek, hulle moet hier kom. Die wat siek is, want julle sê hulle is siek omdat hulle gestraf word, en dit beteken ons moet hulle uitwerp, want sou hulle nie so siek gewees het nie, sou hulle gesond gewees het, dan was dit 'n teken daarvan dat hulle in is, maar hulle blote siekte wys alreeds daarop dat die gramskap van God op hulle is. Ons weet as iemand doofstom is, wie het gesondig vir hulle? As jy ietsie makeer, dan is jy uit. En Jesus trek die heeltyd net in, maar hulle verstaan nie wat hy doen nie. Dan vertel hy die storie oor hierdie soort koninkryk wat hy in gedagte het. Hoe hierdie wêreld moet werk. Hy het 'n ideologie. Hy het 'n bevrydende ideologie wat deur hierdie wêreld se verdeling sny, waardeur hy sê, jy wat so perfek is sonder 'n gebrek, wat nou dink jy's die een wat dan nou in die koninkryk welkom is. Ek wil vir jou sê, jy het nodig om so 'n bietjie gebreklik te raak, want jou gebrek moet daartoe lei dat jy van jou perfektheidssyndroom ontslae kan raak, en dan sal jou gebrek, jou verwonding, sal jou genesing en jou heelwording word. Waar sê hy dit?
Hy sê, as jou oog jou laat struikel, ruk hom uit. Ruk hom uit. Want het sal beter vir jou wees om so in te gaan in die koninkryk van God. Ek en jy hoor, dis interessant, jy offer 'n oog om in die hemel te kom. Wat hoor daai mense? Nou, hoe op aarde gaan jy met een oog in die koninkryk inkom? In die koninkryk moet jy vlekkeloos wees, rimpelloos wees, sonder 'n gebrek. Net daai uitspraak is 'n manier waarop Jesus mense kwalifiseer. Hy sê, jy dink jy is perfek, maar ek wil vir jou sê, jou perfektheid is jou struikelblok. So skaad bietjie jouself. En ons weet almal, en Henry Nouwen sê dit so mooi, hy sê, 'n mens het nodig om ten minste een keer in jou lewe diep en ver te val, om werklik aan die einde van jouself te kom. En as jy aan die einde van jouself gekom het, sal dit jou as mens sielkundig en geestelik red. As jou hand jou pla, ek moet my 2 hande hou, want ek kan nie met 1 hand daar kom nie. Kap hom af. Kap hom af. Want dit gaan die proses wees, waardeur jy gaan vereenselwig met almal, en nie meer met hierdie, ek is perfek, syndroompie, in jou kop sal leef nie. En so breek die lewe jou af, suggereer Jesus. Maar ons weerstaan daai proses. Ons doen dit net soos wat die Israeliete dit gedoen het. So Jesus is so radikaal, hy irriteer die godsdiens. Hy irriteer die sosiale norme. Hy sny deur een van die diepste kern, ek wil sê waardes van daardie mense, en dit is hulle reinheidswette. Hy maak hulle wat onrein is, silwerskoon. Hulle wat gebreke het, hy sê, dis jou redding. Hulle wat swak en arm is, hy sê, vir hulle. En hy kom stel 'n ander kode daar. Hy sê, goed, julle dink nou, en hy sê dit eintlik vir sy volgelinge, en dis 'n ding wat hy ou vandag vir die Christelike kerk kan sê, is, julle verdedig 'n ideologie. Julle staan op in die naam van Jesus en is so lelik en skerp met julle tonge oral waar julle praat. Omdat julle Jesus wil verdedig. Hy het nie julle verdediging nodig nie. Hy sal daai harte heel maak wat julle so kwes. Hy sal daai ore wat julle so met swaarde afkap, omdat julle hulle beskou as dowe ore, wat nie sy wysheid gehoor het nie, sal hy self weer aansit. Julle is op die verkeerde plek. Julle speel in die verkeerde boom. Kennis maak opgeblaase. En wie op die aarde se kennis is nou so volmaak, dat jy regtig kan sê, I know it all. Hierdie ding, hierdie hele godsdiensding, is 'n ons ding, is 'n brein ding, is 'n kop ding, is 'n beter weterige ding, is 'n ego ding, is 'n oorlog ding, is 'n swart saak. En die ore lê in die grond. En ons is trots op die ore wat daar lê. Sommige mense sal hulle seker selfs in hulle Bybels wil droog. Om te kyk, hoeveel het ek vir Jesus gedoen? Jesus het niemand se verdediging nodig nie. Hy het 'n oproer veroorsaak, polities en godsdienstig. En daai oproer bring hierdie boodskap, toe sê hy vir hulle, laat ek julle vertel, hoe lyk die mens wat in is? Dit is nie dit wat jy glo nie. Dit is nie die paraatheid waarmee jou hand op jou swaard is gereed vir die oorlog vir my nie. Hy sê in Matteus, hy sê, kom, julle wat die koninkryk gaan ontvang. Nou, verstaan hierdie koninkryk vandag as die manier waarop mens behoort te leef. Die manier waarop jou hart klop wanneer jy in die boom van lewe sit en vrugte aangee. Sê, proe hier. Ek het 'n lekker een hier langs my afgepluk, vat 'n hap. Daai beskryf hy wanneer hy sê, jy sal sien, as jy wil sien hoe lyk 'n mens wat my gehoor het. Die swaard lê daaronder. Die verdeeldheid stop.
Ek was dors. En jy het vir my water gegee. Ek was honger. Jy het vir my kos gegee. Jy het nie gesê, jy is arm, jy is uit nie. Ek was siek. En jy het vir my gesorg. Jy het nie gesê, dis God se straf, kry vir jou nie. Ek was in die tronk. En jy het my besoek. Jy het nie gesê, ek is beter as jy sal my nooit weer sien nie. Hy sny vandag nog deur my en jou ethos. Hy deurpriem die goed waarmee ons rugge staalhard en regop maak. Hy deurpriem die hande waarmee ons gryp na ons denkbeeldige swaarde om vandag weer in hierdie wêreld waar ons nou leef, waar alles kop sy kop staan, vir mekaar vra, en watter span is jy? Hy deurpriem die hardheid van die kop wat nie wil uitklim uit die boom van kennis nie. En hy roep jou af en hy sê, gaan klim in die ander boom. Saam met hulle wat siek is, saam met hulle wat dors is, saam met hulle wat honger is, saam met hulle wat in die tronk sit. Julle is almal een. Elkene se genesing lê daar. Elkene se morele herstel lê daar. En uiteindelik in daai liefdesboom van lewe, met daai polsslag wat almal sal aansteek, sal hulle wat in die tronke is, op hulle knieë neerval en tot die einde van hulle self ook kom. Elkeen is daar. Ons in Renaissance, en nou gaan julle vanoggend sê, Jene Philip, maar jy het dan nou vir jou 'n afswenk gemaak vandag na die Bybel toe. En is vreemd vir my. Maar ek dink is ook baie nuttig. Ons in Renaissance het 'n logo. Ons logo is twee mense wat bome is. En hulle staan langs mekaar en vorm 'n boom. En toe is my vraag dit. Ons as Renaissancers, staan ons langs mekaar, hierdie twee, staan ons langs mekaar as eenders denkende bome met takke wat spreek van kennis en my filosofie en my ideologie, en is ons wagwoord ook vanoggend, wat glo jy? En as ons klankies hoor waarvan ons nie hou nie, dan sê ons, staan soontoe. Of staan ons as Renaissancers met hierdie hele motief van verdeeldheid en van klasse van reinheid en aanvaarbaarheid, met ons hele lys van kwalifikasies, eenkant gebere en ons sê, die swaard lê daar, ek gaan hierdie boom van lewe klim en ons staan saam en langs mekaar as lewende bome wat vrugte dra, wat naderhand ryp val vir elkeen wat onder verby stap, wat dalk nie gedink het dat hy of sy dit werd is om te eet, te drink of ingesluit te word in enige gemeenskap nie, is ons die boom van die lewe, of is Renaissance 'n boom van kennis. En die boom van kennis is jou swaard en jou skede, en die verdeeldheids kwalifikasies is daar, maar in die boom van lewe is die swaard onder neergesit en deel ek vrugte uit. En ek en jy is een. Daar's nie 'n verskil tussen ons nie. Ons is huisgenote wat nie teen mekaar in opstand is nie. Dit was vandag my storie.
As jy tyd het, kom ons gaan drink 'n lekker koppie koffie. As jy nie tyd het nie, sterkte met wat vir jou voorlê vandag. Baie dankie dat julle hier was. En mag die week sommer 'n goeie ene wees. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.